Toe hy gesterf het aan die kruis.
sterven aan die kruis, dat is volbring. Toe hy gehang het aan die kruis, dat is volbring. Vir jou en my. Amazing grace, oh how sweet, oh the sound that saved a wretch, oh like me. Oh yes, Lord, I was lost, oh but now, oh I'm found. Yes, I was blind, oh but now, oh I see. It was grace that taught, oh my heart, oh to fear, and grace my fears relieve. Our precious deed, oh that grace, oh appear, oh the hour, oh I first believed. For the Lord has promised good, oh to me, His word, my hope secures. He was my shield and portion be, as long as life endures. Amazing grace, oh amazing grace, how sweet, oh the sound that saved a wretch like me. I was lost, oh but now I am found, was blind, but now I see. Begin my om vanoggend met jou te deel 'n goeie Vrydag boodskap. En dit is moeilik om op Goeie Vrydag te bedien, want daar's so baie wat 'n mens wil sê en daar's net so 'n tydjie wat 'n mens dit kan sê. Maar ek wil vandag in simplisiteit wil ek vir jou die woord van die Here oopmaak en ek wil vandag met jou praat net rondom die tema die 4 wonderwerke van Goeie Vrydag. Ek lees vir jou Matteus 27 vanaf die 51ste vers. Matteus 27 vanaf die 51ste vers. Woord van die Here verklaar en sê, en kyk, is julle saam met my? En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur. Van bo tot onder. Ek praat van toe Jesus gesterf het. Die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder. En die aarde het gebewe. En die rotse het geskeur. Wat 'n oomblik was dit nie gewees
in die geskiedenis nie. The day that Jesus died. Vers 52 skryf, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Vir baie was die kruisdood van Christus die mees dramatiese dag in die geskiedenis van die mensdom, en ek is geneig om saam te stem, daar was nog nooit 'n groter dag in die geskiedenis van hierdie wêreld as die dag wat Jesus gesterf het op Golgotha nie. Saam met dit natuurlik die opstanding. Nog nooit was die wêreld geskit deur die dood van een mens, soos die dag wat Jesus Christus gesterf het nie. Ek het daar so 'n dingetjie opgesit, Billy Graham skryf en hy sê, the most important events in human history were the death and the resurrection of Jesus Christ. Ek wil vanmôre verklaar dat vir die kind van die Here, vir die gelowige, is daar geen groter dag op die Christelike kalender as die dood en die opstanding van Jesus Christus nie. En vandag behoort Christene reg oor die wêreld aan hom die lof en die eer en die hulde te bring vir daardie dag. Die Bybel beskryf daardie onvergeetlike dag. Om 9:00 die oggend kruisig hulle Jesus. Ek gaan nie vanmôre oor die lydingspad praat nie, maar 9:00 die tyd van die oggendoffer kruisig hulle vir Jesus wat teen daardie tyd al reeds wreed gemartel is. Teen 12:00 sak duisternis op die aarde neer en teen 3:00 die middag die tyd van die aandoffer blaas Jesus sy laaste asem uit. Jesus het nie geleef soos 'n gewone mens nie. Ek haas my wat ek wil by die boodskap kom. Jesus het nie geleef soos 'n gewone mens nie en hy het ook nie gesterf soos 'n gewone mens nie. Toe Jesus sterf, toe gebeur daar 4 bonatuurlike wonderwerke wat getuig van sy goddelikheid. En ek wil vanmôre vir 'n paar oomblikke met jou praat oor daardie 4 wonderwerke van Golgotha. Is julle met my vanmôre? Julle moenie stil raak nie. Ons is besig om vanmôre grondgebied terug te vat. Kan ek gou vir jou sê, ek praat gou vanmôre met Grabouw aanbiddingsentrum. Die duiwel is nie gelukkig dat ons vanmôre kerk hou nie, maar ons hou vanmôre kerk tot eer van die Here. Lank genoeg het hy die Goeie Vrydag gesteel. Ons vat ons grondgebied terug vanmôre. Goeie Vrydag sal ons die Here eer in die huis. Die woord van die Here beskryf die eerste bonatuurlike gebeurtenis wat gebeur het. En die Bybel sê, dat die gordyn, kerk jy met my volg, dat die gordyn of die voorhangsel van die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Ek wil hê, kan ons gou daardie prentjie kry wat ek daar opgesit het. Daardie persstreep aan my linkerkant is die voorhangsel. Dit was 'n gordyn, hou hom sommer op, dit was 'n gordyn van omtrent gordyn tussen hakies, van omtrent 18,3 meter lank. Ek gee die dimensies dat jy kan sien waarvan ek praat. 18,3 meter lank, omtrent 9 meter hoog. En wat interessant is, wat ek nie geweet het nie, daai voorhangsel was omtrent 10 centimeter dik gewees. Dit was nie hierdie gordyntjies wat hier so opgehang is nie. Die geskiedenisskrywer skryf dat daardie gordyn was so groot en so swaar, dat wanneer hulle daardie gordyn moes hanteer om een of ander rede, dan moes hulle omtrent 300 mans roep om daardie gordyn reg te kon hanteer. So groot en die omvang was daardie gordyn. Jesaja skryf, hy sê, the veil was so rugged that 2 teams of oxen, 2 spanne osse, whipped and pulling could not have torn it apart. Jesaja skryf, hy sê, as jy 2 spanne osse aan weerskante van daardie voorhangsel gesit het, as hulle trek, dan kon
kon hulle nie eers die voorhangsel geskeur het nie. Want daardie voorhangsel het 'n funksie gehad en ek wil hê dat jy moet gou kyk vanmôre. Dat daardie voorhangsel het skeiding gemaak tussen die heiligdom en die allerheiligste. Ek sê dit weer, daar was 'n skeiding tussen die heiligdom en die allerheiligste. Die allerheiligste was die plek waar die ark van die Here was. Die allerheiligste was die plek waar God gepraat het. Die allerheiligste was die plek waar die teenwoordigheid van die Here opgerus het. Met ander woorde kerk, ek wil hê dat jy moet verstaan vanmôre dat gewone mense soos ek en jy kon nie ingaan nie. Ons kon nie deur daardie gordyn gaan tot op die plek waar die teenwoordigheid van die Here is nie. Gewone mense soos ek en jy moes aan die buitekant staan. Net die hoëpriester kon daar ingegaan het. Gewone mense soos ek en jy kon maar net aan die buitekant staan. Dan moes iemand anders namens my en jou ingaan. Jy verstaan dit so. Maar ek wil hê vanmôre, die eerste wonderwerk van Goeie Vrydag, toe Jesus sterf, toe skeer daardie voorhangsel kerk, ek wil hê jy moet my hoor, toe skeer daardie voorhangsel van bo tot onder middeldeure en daardie skeiding word weggevat. Kerk, kan ek dit vir jou sê vanmôre, die voorhangsel het geskeer. Ek is bewus van sy salwing vanmôre, sodat ek en jy nie meer aan die buitekant hoef te staan nie, maar ons kan inbeweeg en ons kan 'n verhouding hê met die lewende God. Kan jy net sy naam eer vanmôre? Jy hoef nie meer aan die buitekant nie. Jy kan instrap, jy kan inbeweeg. Daardie voorhangsel wat geskeur het. Daardie voorhangsel wat geskeur het. Is 'n uitnodiging, is Jesus wat vir my en jou sê, jy kan inkom. Ek nooi jou in om deel te wees van my. Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 19. Hy sê terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Wil jy daar stop en vir jou sê, daar's geen toegang tot die heiligdom buiten deur Jesus en buiten deur die bloed van Jesus nie. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur, kyk wat sê die Afrikaanse Bybel, deur die voorhangsel heen, dan maak die Bybel 'n verklaring, en die Bybel sê, dit is sy vlees. Kyk wat skryf die Engelse, een van die Engelse vertalings, hy sê, for he, daar hier moes in 'n hoofletter gewees het, ek het gekopie en gepaste. For he has dedicated a new life-giving way for us to approach God. Praat van toegang tot die Vader. For just as the veil was torn in two, Jesus' body was torn open to give us free and fresh access to him. Die woord van die Here verklaar dat Jesus se liggaam wat letterlik oopgeskeur is, simboliseer die voorhangsel wat oopgeskeur is. Hoekom? Sodat ek en jy kan toegang hê en 'n verhouding kan hê met die lewende God van hemel en aarde. Die eerste wonderwerk van Golgotha is die voorhangsel het geskeur. Die voorhangsel het geskeur en ek en jy kan in beweeg. Terwyl ek vanmôre vroeg met die Here besig raak, is ek so bewus van sy teenwoordigheid. En weet jy wat? Ek wil hê jy moet gou iets verstaan vanmôre, dat die hemelse Vader kyk vanmôre na my en hy kyk vanmôre na jou. Ek gee nie om wie jy is nie. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Ek gee nie om hoe ver van die Here af jy is nie. Dit maak nie saak nie. Die God die Vader kyk vanmôre na my en hy kyk vanmôre na jou en hy sê vir jou, my kind, jy kan nader kom, want ek kyk na jou deur die kosbare bloede van Jesus Christus, want jy is duur gekoop. Prys sy naam. Malcolm die voorhangsel het geskeur sodat ons kan in beweeg.
julle met my vanmôre? Dank die Here vanmôre, ons hoef nie meer aan die buitekant te staan nie. Ons kan ingaan. Die voorhangsel het geskeur. Die tweede wonderwerk, ek haas my. Dit is so kosbaar, die Bybel sê, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Dis, kan preek oor daai een. Aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Ek wil net gou vir jou iets oopmaak vanmôre. Kyk gou wat gebeur. Eksodus 19. Klim Moses op die berg. Julle weet, julle ken daai een. Moses klim op die berg. En wat gebeur met Moses op die berg? Die Here gee vir Moses die 2 tablette, die wet, die 10 gebooie. En asseblief, verstaan my tog nou net in konteks reg, moet nou nie vir my WhatsApp stuur, verstaan wat ek probeer sê. En die Here gee vir Moses die 2 tablette, die 10 gebooie. Eksodus 19 vers 18 verklaar, toe die Here vir Moses die tablette gee, toe gebeur die volgende. Praat van die berg Sinai. En die hele berg het vreeslik gebewe. There was a shaking. Daar was 'n aardbewing. Die Engelse Bybel sê, and the whole mountain. Met ander woorde, toe Moses gaan lees het, Eksodus 19 vers 18, Moses ontvang hierdie wet, en toe hy die wet ontvang, is dit asof die hele natuur, die godheid, dit bevestig, en daar's 'n skudding. En wat gebeur nou? Jesus kom op die heuwel van Golgotha, en Jesus sterf. En toe Jesus sterf, wat gebeur? Daar is weer 'n skudding. There's a shaking. Die aarde skud en die rotse skeur oop. Hoekom? Kerk, jy moet my hoor, daar's baie dinge wat ons hieroor kan sê, maar ek wil hierdie punt, wil ek beklemtoon vanmôre. Hoekom? Wat het gebeur? 'n skudding met Eksodus en 'n skudding met Jesus. Wat het gebeur? Kom ek sê vir jou vanmôre, van die ou verbond. Kerk, hoor my, van die ou verbond is verby. Die ou verbond is verby. Die Ou Testament het plek gemaak vir die Nuwe Testament wat bo op die Ou Testament gebou word. Kerk, ek wil hê, jy moet my hoor vanmôre, as jy die hele boodskap vergeet, onthou net hierdie een vanmôre, daar was 'n tweede skudding gewees, 'n eerste skudding met 'n wet, en die tweede skudding met Jesus. Hoekom, kerk? Want die wet het plek gemaak vir die genade. Ek wil dit weer sê, want die wet het plek gemaak vir die genade. Ek en jy is nie meer onder die wet nie, maar ek en jy is onder die genade, dispensasie van Jesus Christus. Ag, as jy nie opgewonde is nie, dan preek ek myself opgewonde. Ek dank die Here vanmôre, ek en jy is onder die genade. Efesiërs 2:8-9 skryf. Daar was 'n tweede skudding. Hy sê, wat uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Vers 9 sê, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek gaan vandag vir jou sê, dit maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy gaan nie die wet volbring nie. Niemand kon nog ooit die wet volbring nie. Ek gee nie om vandag hoe oulik jy is en hoe goed jy is nie. Ek gee nie vandag om vanmôre of jy 24 uur 'n dag bid en nog 'n uur by jou dag sit om Bybel te lees nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy het nie die vermoë of die kapasiteit om onsself te red nie. Ek en jy het 'n redder nodig, 'n redder wat ons red, nie op grond van ons werke nie, maar op grond van sy werke. Ek en jy het 'n redder nodig en sy naam is Jesus. As Jesus wat my en jou gered het uit genade.
Romeine 6:14, is julle nog met my vanmôre? Sien ek al klaar uit na Sondagoggend, ons warm nog op. Romeine 6:14, hy sê, want die sonde, hier kom hy sonde ding nou. Hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Hy sê, want julle is nie onder die wet nie. Hy sê, maar julle is onder genade. Ek sal een oggend vir julle oor daai ene bedien. Galasiërs 3:24. Hy sê die wet, daai eerste skudding, toe Moses op die berg was. Hy sê die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Hy sê, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Daai sambok van die wet is nie meer daar nie. Die wet het ons gebring tot by Christus. Dan skryf hy in vers 26. Hy sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Ek lees dit weer. Julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Kan ek dit vanmôre sê, en ek weet, ek gaan dalk nou op party se tone trap, maar nie julle nie, want julle verstaan ons die besigheid, ek gaan nou op ander mense se tone trap, en ek wil net gou-gou, net dit noem vir jou, en vir jou sê vanmôre, dat die wet kan jou nie red nie. Werke kan jou nie red nie. Geen fees, geen tradisie, geen seremonie, geen ritueel kan jou red nie. Daar's net een iets wat my en jou kan red, en dit is die kosbare bloed van Jesus Christus, geloof in Jesus, einde van die storie. Einde van die storie. Weet, ek het dit al gesê, en moet my ook nou nie verkeerd verstaan nie, dit is 'n pragtige lied. Maar ek dink Marius, ons moet net so 'n bietjie van die woorde verander. Daar's 'n lied wat sê, hulle sing ek gaan nou nie probeer sing nie. Ek het nou 'n dag gesing, mense. Nou 'n dag in die boodskap toe trek ek mos weg en ek sing. Maar ek vergeet die klank, neem net my mikrofoon uit. Ek kry 'n WhatsApp na diens wat sê, pastoor, dit was 'n baie mooi boodskap, maar moet asseblief nie weer sing nie. Regtig. Maar daar's 'n liedjie wat sê, I'm just a sinner saved by grace. Onthou julle daardie liedjie, ek gaan nie sing nie. I'm just a sinner saved by grace. Nou hoor my vanmôre, ek weet, jy bedoel dit reg, en ek wil vandag vir jou sê, en as jy daardie liedjie wil sing, sing hom, dit staan jou vry, maar ek wil net gou vandag, op Goeie Vrydag, 'n verklaring maak, ek is nie meer 'n sondaar nie, ek was miskien 'n sondaar, maar ek is gered deur die kosbare bloede van die lamme, en ek en jy is kinders van 'n lewe God vanmôre, die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword, en Jesus kan jy hom net eer vanmôre. Halleluja. Ek dank die Here vanmôre. I was a sinner, but now I'm saved. I am washed, I am justified, I am sanctified, and I am blessed because of the grace of Calvary. Tweede wonderwerk. Die rots het geskeur. Is julle reg vir nog een of twee? Die derde een is 'n interessante een. As jy nou jouself vir dae wil besig hou, gaan lees en studeer oor daai een. En gaan kyk wat word daar alles oor dit gesê. En ek gaan nie baie daaroor praat nie, maar die derde een wat die Bybel sê is, dat die grafte het oopgegaan. Ek gaan nou nie vir jou lieg, dis een wat ek wou sien daai. En die grafte het oopgegaan. Vers 52 sê, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Ek weet nie, my Afrikaans verstaan is, daar was mense dood, en toe Jesus sterf, toe is hulle nie meer dood nie. En na sy opstanding, het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en dan baie verskyn.
Met ander woorde, hulle het daar vir mense gewig, hulle het beweeg en vir mense gesê, kykie, hier is ek nou. Ek sê meer, dat mense verskyn. Jy weet, in my verbeelding hardloop, en ek is nie ligsinnig nie, maar kan jy jouself indink? Dis nou wat met my gebeur 3 uur in die oggend, en dan hardloop my verbeelding weg. Kan jy jou indink? Hier sit die oom en die tannie op die stoep en koffie en koek eet. Hier sit oom en tannie op die stoep. En die tannie, en hier kom mense die pad afgestap. Hulle ken nie die mense nie. Die tannie vra vir oom, pa, sien jy wat ek sien? Is hulle nie van die voorgeslagte wat al dood is? Sê die oom, ja ma, dit lyk juis vir my of hulle al bietjie lanklaas in die son was. Hy sê die tannie, ja pa, ek wonder wat gaan dominee hiervan sê. Jy sien die grafte het oopgegaan, die dooies het opgestaan. Ek wil vandag 'n verklaring maak en vir jou sê, dat dit wat daar gebeur het, die grafte wat opgegaan het, ek gaan nie vanmôre praat oor wie hulle was, ons kan 'n ander dag daaroor kuier, maar ek wil vandag vir jou sê, die opstanding van die dode was meer as 'n wonderwerk, die opstanding van die dode was 'n boodskap. Kan ek vir jou die boodskap lees? Johannes 11 skryf, 25, Jesus sê vir haar, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo, hy sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek wil vanmôre vir jou sê, die opstanding van die dode was 'n boodskap wat sê, daar is een wat die mag het oor graf, dood en hel, en sy naam is Jesus, en hy het die sleutel van die doderyk in sy hand, en hy sal bepaal wie lewe en wie sterwe. Weet ek is moeg dat daar altyd gespot raak met oor Jesus. Net so terloops, ek verstaan, daar was gister weer een of ander vermaaklikheidspersoonlikheid wat gespot het. Weet jy wat? Ek kry daar die spotters jammer, van wie ek wil net aansluit, Zoya daan geraak, toe sy geopen het vanmôre, weet jy wat, hulle kan met Jesus spot, maar dit snaaks, jy sal nooit sien, hulle spot met 'n ander God nie. Jy sal nooit sien hulle sê iets van Islam of hulle profeet Mohammed nie. Dit sal jy nie hoor nie. Maar as dit oor Jesus gaan, is daar altyd 'n klomp mense wat iets te sê het, en dan sal altyd 'n klomp mense wat voor hulle hande klap. Ek wil vanmôre sê dat Jesus het mag oor lewe en dood. Daardie elke mens gaan sy knieë buig voor die God van alle gode, en sy naam is Jesus, of hulle dit nou wil weet of nie. Dit was 'n boodskap. Ek is die opstanding. Ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit was ook 'n voorsmaakie. Ek is amper klaar, gee my nog 6 minute. Dit was ook 'n voorsmaakie. Kerk, ek weet, ek praat nou nie met enige een nie, hoor my gou vanmôre. Vergun my net gou 'n half minuut om te praat met wedergebore, bloedgewaste kinders van die Here. Hierdie een is vir jou. Dit wat gebeur het op Golgotha, die grafte wat oopgegaan het, was ook 'n voorsmaakie, Suster Maggie, wat vir my en vir jou wag eendag. Dit was net so 'n voorsmaakie. 1 Tessalonisense 4:16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal
eerste opstaan. Kind van die Here, ek gaan nie vanmôre daaroor praat, ek het 'n rukkie terug het ek daaroor bedien, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat dit gaan wees, en dit is, en ek weet my oupa het dit al gepreek, toe hy nog gepreek het, maar ek wil vandag vir jou sê, ons weet, wat gaan in die wêreld aan, ek wil vandag vir jou sê, nie meer lank van nou af nie, dan gaan daar 'n bassein blaas, halleluja, en ons wat in die lewe is, wat die Here ken, ons gaan opvare, en hulle wat in Christus gesterf het, gaan opstaande, daardie dag op Golgotha, was 'n boodskap, wat uitroep en sê, Maranatha, Jesus, kom weer, sien jy uit, na sy koms vanmôre, sien jy uit, na die dag, wat jy jou verlosser kan sien. Ek sluit af met die laaste een. So simplisties, hierdie laaste een en so kragtig. Duisternis sak oor die aarde neer. Net so interessant hier om oor te gaan nalees. Gaan enige geskiedenis, wetenskaplik is dit bewys, dit het gebeur. Hulle weet nie hoekom dit gebeur het nie, maar dit het gebeur, dit is geskiedkundig opgeteken. Markus 15:33 sê, en toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. Christus is gekruisig die oggend, 12 uur sak duisternis neer, en 3 uur die middag sterf Christus. Vir 3 ure laat die Vader toe, dat almal sien, wat kyk, kon sien. En vir 3 ure, die laaste 3 ure, laat God toe dat duisternis oor die aarde neersak. Ek gaan nie vanmôre in die debat in of dit 'n globale duisternis was of net 'n gebiedsverduistering nie, maar ons weet dat daar waar Jesus gekruisig is, daar was duisternis. Ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie. Jimmy Swaggart bedien eendag en hy sê hierdie woorde, hy sê daardie oomblik, daardie moment wat sy sê in kerk, ek wil hê, jy moet my hoor, daardie oomblik of daardie moment wat sy seun gesterf het, was so heilig, dit was so kosbaar, die Vader het geen mens toegelaat om dit te sien nie. Ons weet van 'n halfuur stilte in die hemel, maar ek wil vandag vir jou sê, ek is seker daarvan, toe die Seun van God sy asem uitblaas, toe staan ook stilte in die hemel, so heilig was daardie oomblik. God didn't allow anybody to see how his son died. En duisternis sak op die aarde neer. Ek wil hê met vanmôre die simboliek verstaan. Dit is so eenvoudig dat tot 'n kind besef dit, maar ek wil hê, jy moet die grootste waarheid van alle dae, moet jy vanmôre op hierdie goeie Vrydag moet jy besef, en ek wil net vanmôre vir jou sê, dat daar is geen lig in hierdie wêreld, of geen lewe sonder Jesus nie. Daar is geen lig in hierdie lewe sonder Jesus nie. Toe Jesus sy asem uitblaas, toe staan duisternis. Johannes 8:12 skryf hierdie woorde. Hy sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van hierdie wêreld. En wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Duisternis is net 'n gebrek aan lig, en geen duisternis sal ooit lig kan oorweldig nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, dit is donker in Suid-Afrika. Weet jy hoekom? Te min Jesus.
Partykeer is dit donker in jou huis. Weet jy hoekom? Te min Jesus. Partykeer is dit donker in jou lewe en donker in jou hart. Weet jy hoekom? Te min Jesus. Kan ek vanmôre vir jou sê, ek wou dit vanmôre gespeel het, maar ek het daarteen besluit. Maar Louis Brits skryf jare terug, skryf Louis Brits 'n liedjie. Ek was nog op hoërskool en die tema van die liedjie was bring die koning terug. Kan ek vanmôre, ek is nie vanmôre 'n groot prediker nie, maar ek het vanmôre 'n boodskap van krag vir Suid-Afrika, vir Grabouw. Ek het vanmôre 'n boodskap vir jou huis. Ek het vanmôre 'n boodskap vir jou en die boodskap is baie eenvoudig. Dit het tyd geword dat ons weer Jesus terugbring in Suid-Afrika. Jesus in ons skole, Jesus in ons regering, Jesus in jou huise, Jesus in jou hart. Dit het tyd geword om Jesus weer terug te bring. Sonder Jesus is daar duisternis. Sonder Jesus is daar ellende. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ons leef in die laaste oomblikke van die genade dispensasie. Ek wil vanmôre en ek sluit hiermee af. Julle kan vir my daardie video regkry, Kyle, Jaco, wie? Vir my daardie videoetjie regkry. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, daar's nie meer tyd om kerkie, wat skryf iemand nou die dag? Daar's nie meer tyd om kerkie te speel nie. Daar's nie meer tyd om met jou saligheid te speel nie. Daar's nie meer tyd om te sê dat ek gaan eendag die Here dien nie. Daar's nie meer tyd om te sê dat ek gaan eendag vir die Here iets doen nie. Kerk, hoor my, die tyd is nou. En hoor my vanmôre, die Bybel verklaar, ek het my boodskap gestop, want ek wou nie eers soontoe gaan nie, maar ek wil net vir jou sê vanmôre, dat die Bybel sê, dat omdat ek en jy deel is, ook van hom, omdat hy die lig is, verklaar die Bybel, dat ek en jy is ook die lig van die wêreld. Het jy dit al gelees? Ek en jy is die lig van die wêreld. Ek en jy is die sout van die aarde. Kan ek vanmôre vir jou sê, op Goeie Vrydag is daar 'n oproep vanmôre uit die gemeente uit wat sê, kerk, dit het tyd geword dat ons lig weer in die duisternis gaan skyn. Dit help nie net jy skyn jou lig op 'n Sondagmôre binne in die kerk nie. Dis lig binne in die kerk. Dit is die lig is daar buite nodig. Daar buite is die duisternis. Die 4 wonderwerke van Goeie Vrydag is daar om vir my en jou te bemoedig. Dat hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid en mag hierdie Paasnaweek 'n geseënde naweek wees. Mag jy aan die Here die ere plek gee vandag wat hom toekom. En wanneer ons Sondagmôre by mekaar kom vir Opstanding Sondag, dat ons vandag in celebration by mekaar wees vir dit wat hy gedoen het en dat ons Sondagmôre by mekaar kom in dankbaarheid vir 'n opgestane Jesus. Baie dankie. Kom ons kyk na daardie boodskap. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be,